Kom ons bid saam en vra vir die Here om met ons te praat. Here Jesus, baie dankie dat ons die voorreg het om hier by mekaar te wees. U het beloof waar 2 of meer in u naam by mekaar kom, is u self teenwoordig. Ons loof u daarvoor. Ons vra dat u op so 'n manier hier by ons sal wees, dat ons sal voel en weet, dat u is God, u by ons is, wanneer ons u aanbid, wanneer ons u lof besing, wanneer ons saam na u woord kyk. Dankie Here, praat met ons, u kinders luister. Amen. Vra dat jy saam met my kyk na Jesaja 43 vers 1 tot 13. Die opskrif, jy is myne. Jesaja 43 vers 1. Luister, so sê die Here wat jou geskep het, Jakob, wat jou gevorm het, Israel. Moenie bang wees nie. Ek verlos jou. Ek het jou op jou naam geroep. Jy is myne. As jy deur water moet gaan, is ek by jou. Die riviere, hulle sal jou nie wegspoel nie. As jy deur vuur moet gaan, sal dit jou nie skroei nie. Die vlamme sal jou nie brand nie. Want ek is die Here jou God, die Heilige van Israel, jou redder. Ek gee Egipte as losprys vir jou, Kus en Seba in jou plek, omdat jy vir my kosbaar is, omdat ek jou hoog ag en jou lief het. Gee ek mense in jou plek, volke in ruil vir jou lewe. Moenie bang wees nie. Ek is by jou. Ek bring jou kinders van die ooste af. Ek maak hulle by mekaar van die weste af. Ek sê vir die noorde gee, vir die suide moenie terughou nie. Bring my seuns van ver af, my dogters van die uithoeke van die aarde af. Elkeen wat na my naam genoem word, elkeen wat ek geskep het tot my eer, wat ek gevorm het, wat ek gemaak het. Laat my volk hierheen kom, die volk wat blind is, al het hulle oë, wat doof is, al het hulle ore. Laat al die nasies by mekaar kom, laat al die volke moet teenwoordig wees. Watter afgod kan hierdie dinge so aankondig? Wie kan dit vooraf sê en dit gebeur? Laat hulle getuies bring, dat hulle die saak bewys. Die wat luister kan sê, dit is waar. Israel, julle is my getuies, sê die Here. Ook my dienaar wat ek uitverkies het, sodat julle my kan ken en in my kan glo en kan besef dat ek die Here is. Voor my was daar geen God nie, en na my sal daar ook nie een wees nie. Ek is die Here, en buiten my is daar geen redder nie. Ek het die redding aangekondig, ek het gered en dit laat verkondig. Ek en nie 'n ander God onder julle nie. Julle is my getuies, sê die Here, en ek is julle God. Ook hierna is ek nog God. Uit my mag kan niemand gered word nie. Wat ek doen, kan niemand ongedaan maak. So lees tot daartoe. Ek wil saam met jou na hierdie gedeelte kyk. Die Here roep ons op om vir ons te sê ons moet luister. Hy roep ons op om vir ons te sê dat ons moet verstaan waaroor dit gaan. As jy na hierdie gedeelte kyk, kan jy sien hoe sentraal die Here staan daarin. Hoe mense net kan besef dat dit die Here is wat hier betrokke is. Dat dit hy is wat daar is. God is in beheer, nie mense. Dit beteken dat ons hierdie jaar kan ingaan met geloof. Dat ons hierdie jaar kan ingaan en kan sê, God is by ons. Dit beteken nie dat hierdie jaar sonder 'n insident sal wees. Dit beteken nie dit nie. Partykeer kan dit voel asof die vloedwater opstyg en ons nie asem kry nie. Partykeer kan dit voel asof alles net te veel word. Asof daar 'n vloedgolf kom en ons net omslaan. Of as daar vuur kom en ons net brand en ons alles verloor.
insidente sal ons hê. Maar in dit sê die Here dat hy daar is. In hierdie goed wat gebeur, is God daar. Ons kan dit nie miskyk. Hy noem homself die Heilige van Israel. Die een wat sy mense uitgekies het om daar te wees. Dat sy mense uitgekies het om by hom te wees. En daarom ja, al gaan ek deur wat ook al, God is daar, hy is by my. Dis 'n ervaring wat jy nie vir iemand anderster kan verduidelik, wat nog nie daar was nie, wat nog nie swaar kry beleef het nie, wat nog nie beleef het dat hy uitgelewer is aan omstandighede of mense of goed wat gebeur nie. As jy nie daar was nie, gaan jy nie verstaan nie. Gaan jy nie verstaan wat dit beteken dat op die slegste is God tog daar. Beskerm hy tog, bewaar hy tog. Partykeer is dit nodig dat 'n mens moet teruggaan en deur die swaar kry moet gaan kyk. Vir jouself vra, waar was God? En dan dit herinterpreteer, dan weer daarna kyk en sê maar, ten spyte van wat gebeur het, ten spyte van die moeilikheid wat gebeur het, was God daar. Hy sê, moenie bang wees nie. 'n Vers wat baie herhaal word, 'n sinsnede wat baie herhaal word deur die Bybel. Moenie bang wees nie. God is daar. Dis tye wat ek moet stil word, dis tye wat ek vir die Here moet vra om my geestelike oë oop te maak. Dis maklik om te sê, ek sal dit kan hanteer as dit met my gebeur. Dis nie daar nie. Jy het dit nie beleef nie. Maar as ek daar is, en ek beleef dit, en ek beleef dat die genade van die Here my bewaar, my beskerm, dan maak dit 'n verskil. Dan kan ek sê met groot nederigheid, kan ek sê, maar met my God loop ek 'n bendestorm, en met my God spring ek oor 'n muur. Maak nie saak wat 2025 bring nie, God is by ons. En God sal help. Hy sal ons daardeur vat, maar ek moet op hom vertrou. Ek moet op hom vertrou. En as ek op daardie oomblik voel dat dit meer is wat ek kan hanteer, dan moet ek weet, God is nog daar. Hy het nie verander nie. Hy bly dieselfde. En dan kom hy, en hy sê, hy roep ons uit die plekke waarin ons afgedwaal het. Miskien is daar 'n plek waarheen ek gegaan het waar ek nie moes wees nie. Miskien is daar gedagtes in my kop wat nie daar moet wees nie. Miskien twyfel ek. Sê die Here, ek sê jou daar kom haal, daar waar jy is. Ek moet eerlik wees met die Here. Ek moet vir hom sê, Here, dit is wat ek nou beleef. Dit is wat ek nou ervaar. Dit is waarvoor ek bang is in hierdie jaar. Dit is waaroor ek onseker is. En die Here sê, ek sal vir jou daar uit gaan haal, omdat jy vir my belangrik is. Jy is vir my so belangrik, jy gaan beleef, dat dit lyk asof God jou voortrek. Asof God sê, maar jy is belangriker as ander. Want op hierdie punt fokus die Here op my en op jou. Fokus hy op ons. En sê hy vir ons, ek sien jou raak. Ek sien jou raak, daar waar jy is. Ek gaan jou raak sien in hierdie jaar, die hele tyd, want ek het hierdie jaar deurgeloop, sê die Here. Ek weet wat voor lê. Maak nie saak watter insident daar kom nie. Ek sal daar wees. As mense wat beweer, dat as ek Psalm 91 bid, dan sal daar niks met my gebeur nie. Dis nie waar nie. Dis nie waar nie. Psalm 91 is 'n getuienis van God se beskerming. Is 'n getuienis van die redding
wat die psalmdigter gesien het. Maar daar gebeur insidente met ons. Daar sal in hierdie jaar insidente met ons gebeur. Maar God fokus op my en hy fokus op jou en hy sê vir ons vanmôre, moenie bang wees nie. Ek het hierdie jaar deurloop. Ek weet wat op jou wag. En ek roep jou terug na my toe. Kom na my toe. Kom na my toe met dit waarvoor jy bang is. Vir dit waaroor jy onseker is. Vir dit waaroor jy kwaad is. Vir dit waaroor jy hartseer is. Kom na my toe. Ek wil hê jy moet voel dat jy naby my is. Ek wil hê jy moet beleef dat God by jou is. Dis wat hy sê. En dan sê hy 'n verskriklike ding. 'n Verskriklike ding wat hy vir Israel sê. En ek hoop nie dis vir ons waar nie. Hy sê ek roep my volk na my toe. Hy sê maar hierdie volk is blind en doof. Hulle het oë maar hulle sien nie. Hulle het ore maar hulle hoor nie. Partykeer moet die Here herhaaldelik met ons praat, want ons hoor nie. Partykeer moet die Here ons wakker skud, want ons luister nie. Ek en jy moet in hierdie jaar luister na die Here. Dit beteken dat ek fyn ingestel moet wees om sy stem te hoor. Ek begin al bietjie doof te word, soos iemand met my praat en hulle kyk nie na my nie, of hulle praat in 'n ander vertrek, of hulle staan aan die ander kant, dan sê ek vir hulle, "Ekskuus, wat het jy gesê? Kan jy nie hoor nie?" Partykeer is dit so met ons, dat ons vir die Here wil sê, asseblief Here, ek het nie gehoor nie, praat weer. Praat so dat ek kan hoor, skryf dit so vir my in die Bybel of op 'n boodskap, dat ek dit kan lees en verstaan. Want wat gebeur, as ek nie hoor wat God sê nie, as ek nie luister nie, en ek kyk nie, dan word ek blind, en word ek doof, en word dit so binne in my, dat ek dit nie verstaan nie, dat ek dit nie hoor nie, en dat ek nie daarna luister nie. En dan raak ek bekommerd, ek raak kwaad, ek raak hartseer, ek raak onseker, want ek hoor nie. En die Here sê, dit is sy mense, wat hy na hom toe roep. Dit is ek en jy, wat partykeer nie luister nie, partykeer nie hoor nie, partykeer nie raak sien nie. Hierdie jaar wil die Here by my en jou wees, en wil hy sê, moenie bang wees nie, moenie bekommerd wees nie, moenie besorgd wees nie, ek is by jou. Of dit 'n skoolkwartaal is, wat vir jou wag, skooljaar, of dit 'n landboujaar is, of dit 'n besigheidsjaar is, of dit net 'n jaar is wat voorlê. Kyk daarna met geloof. Geloof beteken dat ek my oë oopmaak en begin raak sien dat God daar is. En hy sê, hy sal ons red, hy sê hy sal ons bewaar, hy sal daar wees. Daar waar ons is, daar waar ons gaan wees, daar sal hy wees. Hy kondig dit voor die tyd aan, want hy was in hierdie jaar daar. Hy het elke insident gesien waardeur ek en jy moet gaan. Elke ding wat ons moet beleef, daar was God al klaar. En daarom sê hy, ek kom as redder, om jou te red uit jou situasie uit, om jou te help waar jy is en waar jy gaan wees. Ek is daar. Jy moet dit glo en vertrou, maar dit is moeilik. Partykeer moet ons soos die pa van 'n siek seun sê vir wie Jesus gesê het, ek sal jou seun gesond maak. Glo jy dit? En die pa antwoord vir Jesus, ek glo, help my waar ek nog ongelowig is, help my waar ek nog twyfel,
En kom ons wees eerlik met mekaar. Daar is dinge oor hierdie jaar waaroor ons twyfel, waaroor ons onseker is. Die Here sê ek sal jou help. Sal jou oë oopmaak, jou geestelike oë oopmaak, dat jy kan sien. Sal jou geestelike ore oopmaak, sodat jy kan hoor. Maar wat beteken dit? Die gedeelte waar die Here sê, ek sal jou geestelike oë oopmaak, is in Efesiërs 1. Waar hy sê, ek sal jou geestelike oë oopmaak, sodat jy kan sien watter hoop sy roeping vir jou inhou. Hoekom? Hierdie is nie net 'n jaar wat ek en jy moet deurgaan nie. Dis nie net 'n jaar met insidente wat vir ons wag nie. En ja, dis nie net slegte goed nie. Daar's positiewe goed wat ook gaan gebeur. Daar's van ons wat gaan terugkyk en sê dit was 'n wonderlike jaar. Die guns van die Here was oor ons. Die Here het vir ons net goed gegee. Ander gaan sê, maak nie saak wat met my gebeur het nie. In hierdie jaar kom ek meer as 'n oorwinnaar uit. In hierdie jaar is die Here by my gewees. Want ek en jy het 'n doel in hierdie jaar. God het ons gemaak anderster as ander mense, sodat ons 'n getuienis kan hê, sodat ek aan die einde van hierdie jaar kan sê, God was by my. Sodat ek aan die einde van hierdie jaar kan sê, maar luister, die Here het my gehelp deur hierdie jaar. Hy het vir my goed gegee wat ek nie verwag het nie. Hy was goed vir my op plekke wat ek nie kon raak sien nie. Hy het vir my goed gegee wat ek nie gehoor het nie. Want hy is God in beheer. Want hy het hierdie jaar deurgegaan. En hy het die einde daarvan gesien. En nou sê hy vir my, kom vat my hand, ek stap saam met jou deur hierdie jaar. Want jy moet aan die einde van die jaar, moet jy vir ander mense sê, kyk na my. Kyk hoe ek hierdie jaar hanteer. Kyk wat God vir my in hierdie jaar gedoen het. En besef dat God regtig is. En as hierdie jaar verby is, dan sal God nog daar wees. As hierdie jaar verby is, sal God die een wees wat nog in beheer is. En niemand kan sy plan verander nie. Niemand kan dit wat hy wil doen omverwerp nie. Maak nie saak wat hulle probeer nie. Dis my gebed vir jou in hierdie jaar, dat die Here jou sal seën met sy goedheid. Dat die Here vir jou 'n jaar sal gee, waaroor jy in verstomming staan, en sê, my Here, ek het dit nie verwag nie. Here, ek het dit nie sien kom nie. Dit is my meer positief, as wat ek ooit kon dink of droom, of oorbid. Soos die reën wat ons nou kry. Kan God, wat dit vir ons gee, nie op elke terrein by ons wees nie. En selfs as ek benoud is, selfs as ek onseker is, om in my onsekerheid na God toe te gaan, en te sê, Here, asseblief Here, help my hier. En dan te hoor, te sien en te beleef dat God by my is. Dat hy 'n God van wonders is. Dat hy 'n God is wat meer doen as wat ons verwag. Mag jy dit in hierdie jaar sien, mag jy dit beleef, en mag jy getuienis hê na buitekant toe. Mag jy getuienis hê, sodat mense na jou kyk, en sê, jy het dit beleef, ek kan dit nie glo nie, jy aanbid regtig 'n lewende God. Dis wat God wil hê. En hy sê, niemand sal my keer om dit vir jou te doen nie. Ek is daar, moenie bang wees nie. Van die begin tot die einde van hierdie jaar is God by ons. Maar jy moet hom hoor. Jy moet fyn luister. Jy moet fyn lees om hom raak te sien. Partykeer sal jy oorweldig wees.
Ander kere sal jy buig en sê, Here, wys my asseblief. En jy sal dit kry. En jy sal 'n getuienis wees. Mense sal sê, maar jy is God se witbroodjie. Jy is God se witbroodjie, want hy bederf jou. Jy sal dit sien. Want dis wat hy sê in hierdie gedeelte. Ek gee ander in jou plek, want ek wil jou uitlig. Ek wil vir jou sê, jy is vir my belangrik. Mag jy dit sien in hierdie jaar, mag jy dit beleef, mag die mense om jou dit raak sien, en herken, dat God jou lief het. Openbaring staan daar, dat daar sal mense kom, wat nie regtig glo nie, en hulle sal kom en voor jou buig, en herken dat ek jou lief het. Mag dit vir jou waar wees in hierdie jaar. Kom ons gaan na die Here toe, gebed en buig voor hom, en smeek met vol, dat hy in hierdie jaar, met elke insident, met elke ding wat gebeur, met elke stuk guns en genade wat hy vir ons gee, by ons sal wees, en ons dit sal voel en sal weet. Kom ons buig voor hom.